Kom ons gesels 'n bietjie vandag oor help iemand anders in die lewe. Nou, jy kan al so beter lewe gelei het self, as jy ander mense help. Het jy geweet iemand met 'n toehand, iemand wat net na homself kyk, het nie so volkome en oorwinnende lewe as iemand wat kyk en ander help nie. Natuurlik moet ons wysheid toepas as ons ander help. Maar dan is daar ook 'n skrif, kyk hy praat van saai en jy maai. Maar dan is daar ook 'n skrif wat praat van Psalm 112, wat baie min mense na dit opmerk. Hy sê strooi uit. Hy sê amper mors. Daai wat ons te bang is, hierdie ou is dan vuil klere aan, jong. Kan ek nou regtig vir hom brood koop? Kan ek met hom deurmekaar wees? Ja, natuurlik moet jy onderskeiding hê. Die help jy gee vir iemand brood en hy kan nie bottel wyn bekostig daarna nie. Of jy gee vir iemand brood en hy kan nie tik koop nie. Jy moet wysheid hê. En kom ons stop om mense wat op straat honger is te preek. Nou moet jy my mooi hoor. Ek hou van preek. Ek hou van mense aan maar kan jy hulle nie bemoedig nie. In plaas van dat die ou met al 3 etes wat hy 'n dag eet, moet almal hom vertel hoe sleg is hy omdat hy op straat is. Asseblief, kom ons gee liefde. Maar ek sit hier by Linda en op die skerm nou is die nommer as jy wil voltyds by School of Fire kom leer of deeltyds wil leer. Dit sal so afwissel die 2 nommers. Dan stuur jy net 'n e-pos adres. As jy oor die pos wil leer, dan stuur jy YouTube studies en jou e-pos adres, WhatsApp jy so toe, na hulle toe, en hulle kom terug na jou toe. Nou sit ek hier met Linda, en ek wil net by haar hoor, oor haar studietyd, en toe sy opgekom het na ons toe, en daarna praat ons 'n bietjie oor wat doen sy vandag. Ja, ek wil net graag sê, ek wil julle aanmoedig, as julle vir God wil werk, gaan sluit aan by School of Fire. Jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Ek het toe ek die eerste jaar, want jy so aan die brand vir die Here, jy wil net mense gered hê. En ek het opgery en ek het vir die Here gevra, kan ek net 1 persoon in elke dorp net gered kry? En die eerste dorp wat Dis nou soos jy opry. Ja, opry. So jy wag het tot jy jou diploma het, jy sê sommer dadelik, soos ek opry, so wil ek hulle al na die Here toe lei. Dit is wanneer jy opry uit die Heilige Gees uit. Toe ek in Mariesburg inry, so die eerste persoon wat ek sien by die stopstraat, is ek die persoon is, die vrou is baie gedrink. En ek ry toe en ek sê die Here met my wys. En toe ek net om die draai ry, toe staan daar 2 mans. En die Here sê stop. En ek stop en ek klim uit en ek groet hulle. En hulle sê vir my, ek vra vir hulle, is hulle gered? Die een sê nee, hy is 'n evangelist, die ander sê nee, hy is 'n ouderling in die kerk. En so gesels ek met hulle en ek vra vir hulle, wat is die nood in hierdie klein dorpie? En hy sê vir my, die jong mense benodig Bybels. En ek het sy nommer gevat en ek het my nommer vir hom gegee. En ek het toe van daarvan gaan ek gereeld Mariesburg toe en ek gaan doen uitreikings daar. Toe ry ek by die volgende dorp en ek stop weer. En die Gees sê weer vir my, stop. En ek stop, toe is dit ook 'n geredde persoon en ek vra vir hom, wat is die nood hier? Hy sê my Bybel vir jong mense. En toe vra ek, Here, hoe nou dan? Want ek wil so graag mense, nou kry ek geredde mense en ek wil mense tot bekering bring. Toe sê God vir my, jy is dieselfde soos wat jy nou 'n skaapie in die veld gaan los en die jakkalse gaan hom opeet. En so wat God my geleer het hierdie trip is, as ek 'n sendingwerk gaan doen, ek gaan sien, ek kry 'n pastoor, soos wat ek nou Pieter kry in Mariesburg. Kry ek 'n pastoor en dan hou ons vir die hele naweek konferensie en ons doen straatwerke en dan sluit daai mense aan by die kerk en dan gaan daai persoon aan, die pastoor aan met hulle. So dit is wat God my gewys het uit die hele trip uit, as ek hier School of Fire toe gery het. Ons gaan nou gesels oor wat doen sy deesdae. As sy nog daar, baie mense kry diplomas, hang hom op teen die muur en dit is waar dit bly. Hulle getuig net oor hulle diploma. Hulle het geen getuienis waar hulle siele wen nie. Maar kom ek selfs net gou oor Bybels uitdeel. Natuurlik is dit baie maklik om 200 Bybels te vat na 'n dorp toe. Jy kan hulle binne 'n halfuur uitdeel. En dan kan jy vir 10 jaar lang vertel hoe jy 200 Bybels uitgedeel. Maar eintlik het jy niks gedoen nie. Bybels uitdeel, kom ek gee jou 'n tip vandag.
As ons vir iemand wat 8 Bybels het, nog 'n Bybel gaan gee, wat doen jy? Jy doen absoluut niks vir God se koninkrykie. Maar as jy, ons maak soos ons in die woonbuurte ingaan, dan gaan ons in die huise in, dan sê ons, Tannie, oom, as ons sien hier kan miskien 'n Bybel kort, kan ek gou Tannie se Bybel kry, ek wil 'n versie vir Tannie lees. Dan sê sy, nee my kind, ek het nie 'n Bybel nie. Dan stap ek uit, dan sit ons 'n Bybel onder ons hempen, want hoor gou mooi, haal jy 'n Bybel in Suid-Afrika by sekere groepe uit, dis erger as wyn. Hulle storm en hulle soek en jou Bybels is op. In Zimbabwe het ek so oorgekom, ek het bokse en bokse Bybels gekoop. Ek het hulle in my besit seker die 7 minute gehad. Toe ek uitgaan op straat, dit het onluste veroorsaak, die weermag en die polisie moes ingryp. Die laaste een wat ek so in my hand hou vas het. Toe kom stappe ou, ek het hom nog vir 'n Hindoe vrou wat ek na die Here toe gelei het gehou. Om stappe ou na vore en hy sê, in the name of Jesus, give me that Bible. Oh ja, so sê in naam van Jesus en hy vat die Bybel, kan jy my. Maar okay, dit was honger mense. Moenie net gaan dupliseer nie. Dis wonderlik om te sê, ek het vir 'n skool van 900 elkeen 'n sak Bybeltjie gegee. Terwyl hulle in hulle huis elkeen 20 Bybels het. Hoekom het jy nie na 'n gebied toe gegaan wat nie Bybels het nie en liewerster daar gegee? Is dit vir afshow by die grandskole en dat hulle dan vir ons organisasie meer geld gaan gee? Pas op vir dit. Kom ons gaan gee waar die nood is. Dan is daar natuurlik Bybelsmokkel, maar dit iets op 'n ander dag. Linda, sê vir my, is jy nou aktief? Doen jy iets vir die koninkryk? Ja, ek is baie aktief. Ons is baie aktief in ons kerk. En dan wat ek werk, ek is die een wat uitgaan wat met die straatmense werk. Mense wat in die bosse bly. So ek kry kos, ek gaan gee vir hulle kos, maar hulle moet ook hulle deel kan doen. So ek het 'n paar suksesreekse gekry. Terwyl ek het omtrent seker so vir 'n paar maande, toe was 'n jong. Laat ek net gehoor. Jy gaan bosse toe. Verduidelik vir my wat beteken jy gaan bedien by die bosse. Is dit huise wat tussen die bosse gebou is? Wat gaan presies aan daar? Nee, dis mense wat in die bos bly. Weet daar, hulle mag nie huise daar bou nie. Daar's omtrent seker 50 mense. En dis alle verskillende rasse. So daar is van hulle wat vandag, daar was een jong ek sal sê man gewees, want hy is omtrent so 24. So hy kon nie verder studeer nie, want hy het net een ouer gehad en sy ma kon nie bekostig. So hy het 'n jaar en 'n half in die bos gebly. En toe het ek vir hom gesê, toe wys hy my sertifikate, so toe gee ek hom 'n kans, toe gee ek vir hom werk en hy spaar toe en toe gaan leer hy, toe het hy klaar gestudeer. So sy tweede jaar gewees in accounting. So toe het hy klaar gestudeer en so nou het hy begin werk. So ek het ander mense gehad wat klaar hulle training gedoen het vir sekere opleiding sekuriteit. Dan het hulle byvoorbeeld R250 nodig. Dan het ek hulle R250 gegee, hulle het hulle sertifikate gaan print en hulle werk vandag. Maar jy maak natuurlik eers seker dat dit so is en jy help hulle daarmee. Jy gaan geen nie vir iemand wat tik gebruik dit nie. Nee, ek gee glad nie geld uit nie. So ek sal vir die mense kos gee. Ek het 'n hele paar mense gekry, plumbers, wat ook nou uit is daar, wat nou hulle eie besigheid begin het. En daar's 'n hele paar mense wat ek nou so vinnig kan aan dink. Ek het nou iemand weer wat ek nou weer uitgehaal het wat nou vir my werk, hy's 'n bouer. So daar is mense, ek dink die gees, jy moet ook in die gees wees en weet wie jy kan help nie. Daar is mense wat jy kos gee wat beloof hulle Sondag in die kerk, maar is hulle in die kerkie. Die een wat ek nou gevat het was elke Sondag in die kerk en hy het ver geloop om by die kerk te kom. Toe het ek gesien hy is werklik ernstig. So ek het hom nou van die 1 Maart is ek hom nou aangestel. Wat hy tussen die 2 gastehuise en 'n studentehuis wat ons net 'n agent is wat hy nou werk. En ja, dis soos jy sê, daar's regtig 'n nood, daar's mense wat regtig op die straat is wat nie kan help nie. En daar is mense wat nie wil regkom ook nie. Hoor nou wat sy sê, daar's mense wat nie wil regkom nie. Dit is nou so, baie mense stuur ook mense na the Miracle Place toe vir drugs. As hy by 'n rooies kom, sal hy regkom. Nee, jy's verkeerd. Hy moet die keuse maak om Jesus te kies, dan sal hy regkom. Rooies kan niemand regmaak nie. Rooies kan nie eers 'n komprolpil maak nie. Hoor gou mooi, as hy Jesus kies,
sal hy regkom. Ja, ons kan natuurlik vir hom die environment gee. Nou op die skerm is sommer nou ons nommer van 'n Miracle Place. Is daar enige een wat dwelm sit, verslaaf is, issues sit, stuur hulle sound toe, asseblief. Ook as jy wil voltyds leer vir 'n sendeling, dan kom jy na School of Fire toe. Die twee is op een stuk grond, The Miracle Place en School of Fire. School of Fire is nie vir drak mense nie, mense verstaan die ding verkeerd, almal wil School of Fire toe. School of Fire is 'n opleiding vir sendelinge en vir pastore. Maar, ek wil vandag vir jou vra, wat doen jy? Ek gaan nou vir jou 'n laaste woord gee, voor ons afsluit. Wat doen jy in jou dorp vir Jesus Christus? Asseblief, ek pleit by jou, wil jy nie net vir my een guns doen nie? Wanneer jy nou weer bid, dan sit net stil en sê, Here, hier is ek, stuur my. Wat kan ek in my dorp of op 'n ander plek vir u gaan doen? Kan ek jou vra om net daai gebed te bid? Kom ons doen dit sommer nou op die televisie ook. Is jy bereid om dit te bid? Maar jy moet dit hardop bid. Sê, Here, hier is ek, stuur my en wys my, wat kan ek vir u doen? Ek het 33 jaar terug agter in 'n kerk opgestaan, toe tannie Annetjie Walker, kom al nie ook uit die gebied uit nie, maar in elk geval gepreek het in 'n plek, en sy het gesê, daardie deel in Jesaja, hier is ek, Here, stuur my. Ek het daardie kort gebed gebid, ek was 'n polisieman, en die Here het my gebed verhoor. Sal jy dit vandag gaan bid? Hier is ek, Here, stuur my. As almal wat kyk gaan bid dit, staan hier vandag meer as 300,000 werkers vir God in die Oesland op. Jy hoef nie voltyds te gaan werk nie. Jy kan jou werk behou en net daar waar jy kom om petrol te gooi, vertel van Jesus. Daar waar jy brood koop, vertel van Jesus. Maar laat jou mond nie meer stil wees oor Jesus nie. Natuurlik kan jy nie met 'n sigaret in die mond Jesus verkondig nie. Jy kan nie met 'n bierblik in die hand Jesus verkondig nie. Jy kan nie met 'n ou vrou Jesus verkondig nie. Jy kan nie Jesus verkondig terwyl lapon op jou foon lê nie. Jy moet Jesus verkondig uit 'n rein hart uit. So verkondig Jesus. Nou ja, Linda, laaste woord. Ja, ek wil net vir julle aanmoedig, in Efesiërs 6 vers 10, be strong in the Lord and in His power. En hoe is jy strong in the Lord and in His power? Jy moet vas, jy moet bid en jy moet in die Bybel gereeld, of in die Bybel wees, want die Bybel is God se woord en dit is wat God praat met jou. So ek wil julle almal aanmoedig, be strong in the Lord and in His power. Ek wil net iets oor die vas sê. En nou lyk ek so nie, as ek nogal, ek wil nou nie spog nie, as ek iemand wat, want mens spog nie oor vasie, maar wat gereeld vas, en glo in vas en gebed, maar waaragtig. By hierdie vrou en man, en julle gaan nou die man ook sien, want ek wil, hulle twee verskillende plekke gastehuise, ek wil sommer net vir laaste vir Linda, as iemand in watter gebied lê jy, en iemand wil miskien kom oorbly, geen gratis. Christene moet hierdie ding stop. Ek is 'n Christen, nou moet ek gratis gaan bly. Nee, jy moet reeds meer betaal want jy's gebless. Maar okay, watter gebied is jy en wat is jou nommer? Ek is in Summerstrand, ek het Winchester Guesthouse en dan die ander een is 'n Summit Stay Guesthouse en my nommer is 083 234 7742. Jy kan dit net Google Winchester Guesthouse en Summit Stay Guesthouse. Mag God jou gastehuise seën, omdat jy daardie geld baie weer aanwend vir sy koninkryk. Die Here seën. You can have my heart. You can have my soul. I'll give it all. Come take control. New mercies rise
en Gospel is waar die tekke die teerslaan, waar ons uitgaan en vir mense wat honger is, wat verlore gaan, die evangelie bring. Feeding the nations through salvation. Maak disippels van alle nasies, raak betrokke by Pap en Gospel. Nou ja, hier sit ek met Linda se man. Eintlik gewoonlik sê jy Leon se vrou. Maar okay, dis Leon. Maar Linda se man Leon? Lee. Ag, weet jy waar kom? Okay. Lee de Lange, byna naby gewees. Ja, maar kyk nou hoe lank by jou ek noem jou Leon. Dan is dit nou 'n bietjie baie deur mekaar. Maar okay, weet jy wat? En jy aanvaar die Leon heeltyd. Man, ja, ek laat jou maar praat as jy gemaklik voel. Maar ek wil weet wanneer om te change na Lee toe. Ek het dit nou nie gereël nie, hoor gou mooi. Ek het dit nie gereël nie. Maar hy sê, ek laat jou praat soos jy gemaklik voel. Ek wil gou iets anders sê. Mense stop om aan mense se kele af te druk en te sê, hulle mag nie die naam Jesus gebruik nie. Hulle moet nou net sê Yeshua en Yahweh. Hoor, dis mooi om sy Hebreëse name te gebruik. Laat die mense hoe hulle gemaklik is, hoe hulle God ken. So ek kom wel Here noem, omdat ek hom so ken. Die groot belangrike ding is net, hy word geïdentifiseer, God het 'n seun. Hy's nie soos die ander gode wat nie 'n seun het nie. Hy het 'n seun. En laat mense, hy het die woord nou gesê, gemaklik voel, hoe hulle hom wil aanbid. Stop met jou godsdienstige houding. En met julle wat so godsdienstig is, 95 tot 100% van julle, sien 'n mensie daar buite nie. Julle is meer gepla oor gebruike en name. En jy ken nie eers sy naam, Jesus se naam in Noord-Korea nie, man. Jy ken nie eers sy naam in Egipte nie. Dis 'n ding wat my nogal warm onder die knie maak. Jy sal nie glo per dag hoeveel WhatsApps kry ek wat my aanval oor hierdie bord ook nou. Dis nie sy naam nie. Jy's met 'n Griekse god besig. Man, weet jy wat? Lig jou agtersteewe en verkondig Jesus. Maar dit daar gelaat. Lee, jy het 'n naam. Ek het 2 poppe wat nou binnekort sal hulle sien daar buite. Hulle name, hulle lyk soos mielies. Hulle name is Me en Lee. Nou, maar my bekommerd, Lee is nou die vroukie, maar Los dit man daar. ja, en saam is hulle Lee. En hulle het 'n ou seentjie nou wat hy stroop soet. En ons noem hom Sweet Corn. Maar okay, ons gaan later oor al die goed praat. Hulle het gister vir hulle karretjie gekoop. Toe koop hulle vir hulle Millie Cooper. Ek sien die kameraman. Millie Cooper. Ja, hy ken hulle het 'n Millie Cooper vir hulle gekoop. Maar binnekort toerus met die poppe. Dit daar gebruik enigiets om mense by God te kry. En so gebruik jy's deel gister en eergister van alle siele, omdat jy vir ons slaapplekkie gegee het. En ons gaan jou bord gaan nou op die skerm wys van hierso, wat se gebied is ons? Hier is Swartkop, Port Elizabeth. Is 'n village, 'n fishing village basis. Is net so sê 10 kilos net voor Port Elizabeth. Is eintlik in die hele metropool van Port Elizabeth. Ons sit hier op die dak. Dit is 'n mooi uitsig. Dit is mooi kamers. Alles is mooi. Bel hom. Hy het vir ons gesorg. Sorg julle dat julle hier kom boek. Ek en my vrou gaan beslis hier verbyry. Ek weet nou nog nie tussen Linda en hom by watter gastehuis moet kom. Maar miskien ja. Millie Cooper. Maar miskien trek ek 'n triek op hulle. Dan bly ek 3 dae daar, bly ek 3 dae hier. Maar hoor gou mooi, die Here is lief vir julle. Enigiets wat jy wil van die platform of sê. Ja, ek wil net sê baie dankie. Is lekker om jou te ontmoet. Ek het jou al vir hele ruk wat ek julle ken. En my vrou het deur julle gestudeer, Linda. Ek weet die groot impak wat dit op haar lewe gemaak het. En die baie mense wat sy bereik. Jy weet, vir ons ook hierso, ek het jare terug hierdie plek gekoop en dit was maar nou net 'n hotel tipe ding met restaurant en bars. En ja, maar kyk, ek was maar 'n roe ouetjie geweest, maar nou die Kan ek net vra, is hier onder was die bare nie goed hier onder ons. Hier onder. Nou is die bare nog daar, vertel my.
Nee, so 10 jaar terug, 11 jaar terug, toe ek nou almal is baie, ons sê in Engels was 'n hotspot in PE, so die mense baie ordentlike middel en op, maar nou drank, ons is nie ordentlik by drankie. Na die 10de brandewyn raak jy maar of jy nou van 'n tikhuis gebore is. jy het nou, nee ek hoef niks te sê nie, jy het dit nou reg gesê, ou kan wat se upper class wees, na die 10de brandewyn lyk jy of jy in 'n tikhuis gebore is. Okay. Ja, die ou man se broek, die belt snap en die ou vrou se make-up rol af na daai 10de brandewyn. Nou ja, toe ons nou hierso is en weet ek was voorheen ek het as 'n jong man my lewe aan die Here gegee en met die jare het ek begin koud raak en met hierdie plek, jy weet, hierdie restaurant en die bar en goede, het 'n ou man ook begin aan die bier raak en drank en so. Nou ja, dan call it my backsliding wat dit was. En het was net Saterdagoggend hier so, weet, toe is nou so 8, 9 jaar terug. Toe al die mense is toe uit die oggend, so 3 ons by vir die oggend hier. Die mense wil nie huis toe gaan hier wees. Hulle by die rivier sit en sy beeldtyd. Wag, ek wil net, dit is my snaaks. By die kerk wil die meeste huis toe gaan. Ja. Hulle wil klaarmaak. En natuurlik by die kerk waar daar nie vuur is nie. Ja. Of wat nie in die ou se hart vuur is nie, dan wil hy huis toe gaan. Maar hier wil hulle bly want die wyn bring vir hulle vuur. Ja, die brandewyn, hy maak jou warm ding. Nou sit hulle nou nie huis toe gaan nie en dis maar die tipe besigheid wat 'n ou het. En God was nou nie baie gelukkig met my met hierdie tipe ding nie. Want die woord sê woe to those who give your brother strong drink. So ek was nou destyds was ek bekeerd en ek het goed aangegaan en toe slide ek nou terug, jy weet, in hierdie tipe dinge. En 'n lang storie kon ek nie hele tyd opvat hier wat gebeur het toe die een Saterdagoggend, was Sondagoggend vroeg nadat ons toegemaak het. Toe bly ek nou ek bly in die plek. Almal is toe weg, alle die vensters is toe en toe sou nou 'n harde 'n stem, 'n woord en ek gaan dit baie hard, maar dit het gesê close this place, maak toe die plek, maar so amper soos 'n authoritative jy weet, maak toe die plek soos daai. Ek dink toe is een van die ouens wat agter toe gebly het maar met my wil speletjies speel, maar nadat ek soek hier deur hierdie gebou, ek sien daar was niemand hier so. En toe sla dit my dat God het my kom besoek. Ja. En met 'n woord, met 'n verbal word, he says close this place. En dit was die Vrydag, die Sondag, die Dinsdag, toe sê ek vir my personeel wat die werk in die restaurant en die bar, ek sê julle sorry, die plek is toe. Ek het my drankgoede het ek net toegemaak. Almal te dink die ou lees nou besig om al te raak. En tot vandag toe die bar is nog al die tyd toe. Nog nooit weer oopgemaak en God het my op 'n ander manier die geld gegenerate om die plek te ran. Ek het al verskriklik baie ongelukkig gehad met karre. Ek was al lank al dood gewees. Ek het 'n sportskarretjie gehad. Ek het hom gerol op 210 van die ou casino, jy weet daar by Visrivier. Daar is nog ek is die eerste casino. Duivel sê, nou kom ons speel 'n bietjie casino man. Dis so lekker naweekie uit, ek ry, so die backsliding toe. Dan kom terug, plaas ek oorslaap, kom ek terug en ek slaap op pothou. Daai kar gaan omtrent 50, seker maklik hoeveel, sê nou 30 meter deur die lug, deur die gronde. Hy het 'n dakkie as 'n sportskarretjie. Daar is nie 'n merk op my lyf nie, die kar is plat. Ek kom uit daai ding. Ek slaat kudos weer met 'n ander kar 'n paar jaar terug, slaat ek 2 kudos. Die kudos gaan amper deur my kar also. Die kar is uitmekaar uit. Daar's nie skrap op my nie. Kan jy verstaan wat ons praat hierso? So God's love for us is tremendous. En ek dink net ons almal van ons, jy weet, ons moet dit besef en ons aanvaar en as 'n groot besluit is, hierdie besluit van hierdie plek van my hierdie hotel besigheid, was 'n baie groot besluit, is my inkomste. Maar God het dit so gedraai dat dit eintlik wonderwerk, want op die einde van die dag is ek besig met ook 'n institusie. Ons gaan ook 'n tipe van 'n rehabilitasie doen hierso. En nou sien ek hoekom God gesê maak toe, want jou plan is nie my plan nie. Ek gaan 'n ander ding doen hierso. En dis nou ook Roy het baie impact op my lewe en my vrou se lewe. En ons kyk wat gaan vorentoe gebeur. Baie dankie vir jou tyd, Roy.